Ons is by week 2 van Stikke Beter en dis Stikke Beter om te gesels oor die sake van die Here as die sake van die oefalbal vanoggend. Maar die feit van die saak is ons is by week 2 van Stikke Beter en ons gesels vanoggend so 'n bietjie oor stukke, stikkend. Stukke, stikkend. En ek weet nie of jy ooit die storie van Sneeuwwitjie gehoor het nie. Om die waarheid te sê, ek is redelik oortuig dat almal in hierdie auditorium vanoggend al die storie van Sneeuwwitjie iewers langs die pad gehoor of gelees het. Interessant is dat Walt Disney homself die direkteur was of die executive producer was van die eerste vollengte fliek wat hulle gemaak het deur tekenprente. En daai eerste vollengte fliek, hulle het altyd net daai kort 2 minute cartoons gemaak. Ons almal ken daai Walt Disney cartoons, daai vinnige Mickey Mouse cartoons, en toe het hulle besluit om 'n vollengte fliek te maak, en die eerste vollengte fliek was toe nou gewees, toe hulle die storie van Snow White and the Seven Dwarfs op 'n lang vollengte fliek gesit het. Nou hierdie storie ken ons baie goed. Dit gaan oor die prinsesie wat 'n stiefma het en die stiefma wat nie baie van die prinsesie hou nie. Hierdie stiefma het ook 'n obsessie met haar spieël, soos enige tienerdogter is sy mal oor haar spieël. Die enigste probleem is hierdie spieël praat terug en het allerlei opinies oor wie die mooiste in die land is. En dan eendag kom die dag wat die spieël vir die stiefma vertel dat sy nie meer die mooiste in die land is nie, maar dat dit egter haar stiefdogter is. Sy kry dan 'n jagter en gee vir die jagter opdrag om die stiefdogter te gaan doodmaak, en die jagter kan dit nie oor sy hart kry as hy by Sneeuwwitjie kom om haar dood te maak. Dan laat hy haar maar gaan en gaan terug na die stiefma toe en sê hy het haar wel doodgemaak. Uiteindelik vertel haar spieël vir haar dat sy steeds nie die mooiste in die land is nie, en sy besluit om 'n plan te beraam om vir Sneeuwwitjie te gaan doodmaak, daar waar sy saam met die dwergies uithang. En sy stuur dan vir haar 'n giftige appel. En wanneer Sneeuwwitjie dan in die giftige appel byt, dan stik Sneeuwwitjie aan die appel. En Sneeuwwitjie val dood neer. Die dwergies se harte is gebreek, soos hulle vir Sneeuwwitjie vat en haar in 'n glaskus sit. Sneeuwwitjie is mors dood. Gestik aan die appel. Gelukkig vir ons eindig geen sprokie so nie. Dis nie die einde van die sprokie nie. Hoekom is ons so ingenome met karakters en stories en flieks? Wat is die aantrekkingskrag van hierdie stories? Is dit die absurde, die buitengewone, die towerspieëls en die giftige appels en die dwergies en die buitengewone goed in die stories wat ons aantrek? Ek dink eintlik die teenoorgestelde is waar. Die ding wat ons aantrek tot hierdie stories, tot hierdie sprokies, is nie die buitengewone nie, maar dis eerder die gewone, die alledaagse, die bekende, dit wat ons sien, en as ons dit sien, dan assosieer ons met wat ons sien, want ons sien skielik iets van ons eie storie, ons sien skielik iets van ons eie situasie. Ons lees Sneeuwwitjie, en as ons Sneeuwwitjie lees of ons kyk die fliek, dan kan ons assosieer met die gedagte van verwerping, want iewers is ons ook verwerp. Nou, een van die flieks wat ek dink ons baie meer kan assosieer is Shrek. En dit is nou nie 'n direkte verwysing na my gewig nie, maar dankie dat jy vra. Maar as ons die fliek kyk, dan assosieer ons met iets. En die eerste, as jy nou klein kindertjies het soos ek, is dit actually nogal snaaks die eerste 10 keer wat jy dit sien. Daarna nie so baie nie, maar die eerste paar keer is alright. Maar die feit van die saak is, ons assosieer met wat daar nie gebeur is. Ons kyk op 'n stadium Shrek 2, en ek weet nie of julle onthou nie, maar Shrek en Fiona kry klein Shrekkies, en is dit kinders? Is dit seker kinders? As hulle kinders kry, dan het hulle al hierdie babietjies, en is 'n 3ling en 'n 4ling, en ek weet nie wat alles nie, as 'n hele klomp van hulle, en dan op 'n stadium het hulle almal in die bed, en dan gaan lê Shrek en Fiona so op die bed, en dan sê hulle, finally, a moment alone, just the two of us. En dan die volgende oomblik, hoor jy net hoe snork hulle. Nou, op daai stadium was ons kinders klein geweest, en ons kon assosieer met dit. Ons gaan, I'm feeling you. Ja, dis verseker dit. Jy weet, as jy op 'n Vrydagmiddag by die huis kom, jy sê, liefie, kom ons doen iets lekkers die naweek, kom ons slaap. Dan
dan weet jy het klein kindertjies in die huis, maar dis hierdie assosiasie wat ons aantrek, want ons sien in hierdie storie iets van ons eie storie, iets van ons eie belewenis, iets van ons eie ervaring raak in hierdie stories. Sneeuwwitjie se storie is op een manier of 'n ander ons elkeen se storie. Om die waarheid te sê, Sneeuwwitjie se storie is ook die storie van die mensdom. Die storie van die mensdom wat gestik het aan 'n giftige appel. As jy gaan kyk na hierdie gedagte van stik, dan sal jy sien laasweek, as jy hier was, sal jy onthou, het ons so 'n bietjie gesels rondom hoe Eva gestik het aan die vrug wat die slang vir haar gegee het, en die hele gedagte rondom die listige slang, en hoe sonde en dood en seer toe nou gesneeubal het deur die mensdom, en hoe stikkend die mense verwysing geword het, want dit is 'n stikkende plek die, en ons het laas gesels hoe stikkend die resultaat was van die mens, wat sy God gegewe reg, sy God gegewe vermoë om heel te wees en heel te hou opgegee het, in die oomblik toe Eva gestik het in die appel. Nou, ons almal het ons eie versoekings, ons eie appels in die lewe, wat vir ons aangebied word as versoekings. En ons het einde laas jaar tydens ons reeks Realign, ek weet nie wie van julle kan dit nog onthou nie, ons het so oor Desember, Januarie van die jaar hierdie reeks gedoen, en in die inleidingspreek het ek so 'n bietjie gesels oor die gedagte van versoeking. En ons het gesels oor die 3 versoekings van die mens, want interessant is, daar's 3 kategorieë van versoekings. Jy kan rustig gaan lees, jy is welkom om die DVD ook agter te kry as jy wil, maar as jy gaan kyk na Eva se versoekings in Genesis 3 vers 6, dan sê sy 3 goed oor die appel. Sy sê, dit was goed om van te eet, dit het vir haar plesierig gelyk, het vir haar lekker gelyk. Tweedens sê sy, dat dit was 'n lus vir die oë, dit het gelyk soos iets wat jy wil hê, en derdens, ja, 'n boom wat 'n mens begeer om verstand te verkry. Die derde ding wat sy gesien het in hierdie appel is, dit kon vir haar posisie gee, dit kon haar slimmer gemaak het. As jy gaan kyk na Jesus se storie, dan sien jy Jesus aan die begin van sy bediening is 40 jaar in die woestyn. As Jesus 40 jaar in die woestyn is, dan kom hy 40 dae in die woestyn. Ekskuus, het ek gesê jaar, 40 dae in die woestyn. Na 40 dae in die woestyn, dan kom die duiwel na hom toe. As die duiwel hom versoek die duiwel hom met 3 goed. Die eerste ding is die duiwel versoek hom met klippe wat hy in brood moet verander. Hoekom? Want dit is plesier. Dis presies dieselfde dinge, as jy 40 dae in die woestyn was sonder kos, dan is daai die grootste plesier wat jy aan kan dink, is brood. Die tweede versoeking van die duiwel, is die duiwel kom en hy sê vir hom, maar bewys dat jy die seun van God is, spring jy af, bewys jou posisie. En die derde ding wat die duiwel na Jesus toe bring, is hy sê, al die koninkryke van die aarde, al hierdie besittings, sal ek vir jou gee. In 1 Johannes hoofstuk 2 en vers 16 kom verduidelik Johannes iets aan die kerk, en hy sê daar's 3 goed van die wêreld. Hy sê die 3 goed van die wêreld is die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe. En hy kom bevestig hierdie selfde 3 versoekings. Dis die 3 versoekings van die mense. Rokke, rande, roem. Dis die 3 goed wat veroorsaak dat mense val. Dis die 3 versoekings in alle waarskynlikheid in jou lewe. Dis die goed waar jy droog maak. Nou as jy 'n dame is, dan besef ek die rokke val eintlik in die rande kategorie vir jou, maar ek verwys, ek weet nie, ramme, rokke, roem, wat? Nee, ramme, roem en rande, dit sal werk vir die vrouens. Wat is die storie, man is 'n bok. In elk geval, die feit van die saak is dat ons hierdie 3 goed, is die 3 goed wat mense versoek. En iewers langs die pad gaan jy te doen kry met hierdie versoekings in jou lewe. En ons het laasweek gesels oor hoe sonde soos 'n vloed deur die hele mensdom gekom het as gevolg van Eva wat gestik het in 'n appel, het veroorsaak dat die sonde oor die mensdom vloed en stikkend ons realiteit in ons wêreld geword het. En dit is maklik om te sê, maar dit was hulle besluit. Kom ek vra jou die vraag, wat is jou versoeking? Wat is die versoekings wat jy beleef? Wat is die manier wat jy van tyd tot tyd misdrap en droog maak?
Watter een van hierdie versoekings maak gereeld 'n aanspraak op jou lewe? Kom gereeld na jou toe en kom trek iets uit jou uit. Wat is die goed wat veroorsaak het dat jy dalk ander mense seer gemaak het of dat ander mense jou seer gemaak het? Sien, ons versoeking is direk relevant tot ons stikkend en ons seer in ons lewens. Wat is jou giftige appel? Wat is die ding wat jy nie kan jouself verhoed om van aan deel te neem nie, wat aan jou laat struikel en val? Watse versoekings is daar in jou lewe? Eva se stuk het sonde toegang gegee tot die wêreld. En jou stuk, jou droogmaak, jou ingee tot die versoeking van rande, jou ingee tot die versoeking van rokke, jou ingee tot die versoeking van roem. Maak ook dan hierdie seer en hierdie stikkend jou realiteit. Ons stik, almal. Maar ons hou nie van verloor nie. Ek hou glad nie van verloor nie. Karen sê, as dit lyk of ek gaan verloor, dan verander ek die reëls. Nou, ek sien hier's 'n paar manne wat nou seerribes het, ekskuus manne. Ons verander nie die reëls nie. Ons het net voor dit gelyk het of ons gaan verloor, die reëls makliker gemaak het, hulle kan saamspeel en nou bring ons die regte reëls tafel toe, nê. Dis wat gebeur. Maar die feit van die saak is, niemand van ons hou van verloor nie. Ons hou nie daarvan om agter te wees nie. So as jy nou vir sekere rugby spanne skree, dan besef ek praat nou met jou. Dis nie lekker nie. Dis nie lekker om te verloor nie. Dis nie lekker om nie voor te kom in die lewe nie. Maar en wat ons doen is, as dit lyk of ons gaan verloor, dan verander ons die reëls. En hier is ons die reëls verander in ons lewens. As ons stik iewers in ons lewens, as ons ingee vir 'n versoeking iewers langs die pad en ons het ingegee vir die versoeking, dan verander ons die reëls. Al wat ons doen is ons deel ons lewens in stukke op. Ons kom maak ons lewens in 'n paar verskillende stukke. En ons sê, weet jy wat, in hierdie stuk het ek droog gemaak, maar die res van my lewe is alright. Ons sê, as dit moeilik gaan by die huis, en dit gaan moeilik in jou huwelik, en sê, weet jy wat, ek stik bietjie in hierdie area, ek maak droog in die area, maar ek gaan so bietjie een kant sit, en ek gaan al my fokus by die werk in sit. Ek gaan bietjie verskoning kry om bietjie langer ure te werk. As dit sleg gaan in een area van jou lewe, dan deel jy maar net jou lewe in 'n klomp areas op. Want jy wil nie verloor nie. En dan sê jy, weet jy wat, dit gaan sleg by die werk, en dit gaan sleg by die huis, en dit gaan sleg in my privaatlewe, maar moenie worry nie, ek het hierdie stukkie van my lewe wat my kerklewe is, en daar kom ek op 'n Sondag, en dan sing ons 'n liedjie, ons preek 'n bietjie, ons gee 'n tikkie, en dan voel ons almal beter, en ons gebruik allerhande snaakse woorde, soos broers en susters, en bless jou, en die Here is goed, amen broer, en dan voel ons almal weer beter, en dan gaan ons weer aan, en dan maak ons weer verder droog, maar ten minste is hierdie stukkie van ons lewens, alright. Okay, ek sien julle doen dit nie, ek ken mense wat dit doen. Jy al ooit Trivial Pursuit gespeel? Nie Star Wars nie, Trivial Pursuit. In Trivial Pursuit werk dit so. Dis 'n bord game, ek weet, party van ons voel meer positief as ander oor boardgames. Hoekom het elke familie iemand wat altyd wil boardgames speel? Dis soos 'n, daar's hierdie een in die familie wat altyd wil boardgames speel, maar in 'n geval. Nou in Trivial Pursuit is daar verskillende kleure blokkies, en hierdie verskillende kleure blokkies het verskillende onderwerpe. Die een gaan oor wetenskap, die ander een gaan oor geskiedenis, daar's een oor taal, en so het elkeen dan 'n onderwerp, en hoe dit werk is, wat jou lewe verteenwoordig in hierdie game, is so 'n wielietjie. Elke ou kry so 'n wielietjie. En hierdie wielietjie wat jy dan nou kry, verteenwoordig nou jou lewe in die game. En die plan is dat jy nou met hierdie wielietjie beweeg en op elkeen van hierdie blokkies gaan staan, en as jy op die blokkie staan, dan kry jy 'n relevante vraag tot daai onderwerp. So as dit geskiedenis is of geografie, dan kry jy 'n geografie vraag, en as jy regkom, as jy die vraag reg antwoord, dan kry jy so 'n ou wiggietjie wat dan nou binne in jou wielietjie gaan, en dan het jy nou daai wiggie reg, en dan moet jy nou aanhou speel tot jy op al die kleure geval het en al die wiggies binne in jou wielietjie gesit het, want die een wat al die wiggies in die wielietjie kry, wen die game.
Die lewe werk presies so. Die challenge is, ons deel ons lewe op en ons besluit, ek gaan nooit hier wen nie, of ek gaan nooit daar wen nie, so ek sit maar net my aandag aan daai en om op te maak vir die ander. Ons sit ons aandag in ons werk om op te maak vir ons tekortkominge by die huis. Ons sit ons aandag daarin om meer geld te maak, want ons beleef tekortkominge in ons verhoudings met ons kinders. Of ons sit al ons aandag in ons verhouding met ons gesin, want ons weet, daar's een of ander iets in ons privaat lewe, wat so donker is, en so stikkend is, en so seer is. En dan probeer ons opmaak, ons probeer kompenseer in die ander wiggies van die lewe. Miskien soos in Trivial Pursuit, as jy wil wen, moet al die wiggies werk. Wat is die wiggie in jou lewe wat dalk nie werk nie? Waar het jy maar 'n stukkie afgekamp en gesê, weet jy wat, ek sit dit maar op sy, want daar gaan ek nie wen nie. As party ouens wat sukkel met die arm tannies, laat nag op die rekenaar, hy tannies met die min geld, kan nie klere bekostig nie. Daar's ouens wat sukkel met ander goed in hulle lewens. Daar's ouens wat sukkel in verhoudings en dan gooi hulle self in hulle vriende in. Want dit gaan sleg by die huis. Hulle oorkompenseer in een area om op te probeer maak vir 'n ander area. Ek weet nie wie al agtergekom het nie. In die lewe werk dit so. As dit sleg gaan in een wiggie, het hy 'n manier om oor te spoel na al die ander wiggies toe. En as ons lewens kompartementaliseer, en ons vat ons godsdiens, en ons vat ons werk, en ons vat al ons prosesse, en ons sit dit in so 'n wiggie, en ons sê, hierdie wiggie praat nie met daai wiggie nie, en daai wiggie praat nie met hierdie wiggie nie, en wie ek hier is ek nie daar nie, en wat hierdie realiteit is nie noodwendig daardie realiteit nie. As ons so in stukke leef, het die stukke van die lewe die vermoë om ons stikkend te maak. Sien, want die stikkend van die een area kom maak die ander area stikkend. Die stikkend by die huis het 'n manier om die stikkend by die werk te maak, en die stikkend by die werk, as dit stikkend is by die werk, dan stik ons daar, en dit het 'n manier om oor te spoel by jou huis, en dit maak nie saak hoe lank jy probeer om 'n dubbele lewe te leef nie, dit maak nie saak hoe goed jy daarmee raak, om daai buiteegtelike verhouding te probeer vertel vir jouself, dis net emosioneel, dis nie so erg nie. Maak nie saak hoe hard jy probeer om daai verhouding, daai wêreld, daai ander realiteit op te hou nie. Iewers langs die pad kom die stuk wat jy daar stik, word die stukke in jou lewe. En die stukke in jou lewe maak jou hele lewe stikkend. En dan beleef ons stikkend. Dis 'n interessante skrif in Romeine hoofstuk 5 wat praat oor die sonde en die effek van die sonde oor ons lewens. En hy verduidelik so mooi hoe sonde werk. Dit verwys, Paulus is besig om terug te verwys van hoe die sonde oor die jare heen deur die mensdom gegaan het. Hy sê, soos deur die een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. En Paulus is besig om terug te verwys, en hy sê, wat gebeur het met die sonde, is die sonde het alles aangesteek. Dit is soos as jy 'n druppel melk laat val in 'n skoon glas water, dit meng deur alles heen. Dis presies dieselfde in ons lewens. Sonde het 'n manier om deur te dring tot elke faset van jou bestaan. Jy kan hom nie kompartimentaliseer en sê, weet jy wat, dis nou maar elke huis het sy kruis, elke vlees het sy doring, dis nou maar net my ou issuekie, en ek sit hom hier in 'n hoek, en ek gaan nie toelaat laat hy die ander beïnvloed, of die ander dit beïnvloed nie. Sonde deurdring. Sonde het 'n manier om oor te spoel en by elke area uit te kom. Ek weet nie of jy al goed nat gereën het nie. As jy goed nat reën, kan jy niks droog hou nie. Ek weet nie of jy al in 'n tent probeer slaap het wat gelek het nie. As jy die een lek hanteer, dan begin die ander lek inlek, en die water deurdring alles. Goeie vriend van my het so 'n paar jaar gelede vir hom 'n nuwe kar gekoop. Hy het vir lang tyd so 'n ou Golfie gery,
En toe besluit hy, maar dis tyd vir 'n nuwe kar, en hy koop toe vir hom 'n baie nice nuwe Audi. En toe hy nou hierdie Audi gekoop het, het hy hom vir so 'n week gery. Jy weet mos as jy 'n nuwe kar kry, enige verskoning om te ry, jy ry gou kafee toe vir brood en dan ry na die ander kafee toe vir melk, en so het hy hom toe nou gery. En soos hy toe nou die kar bietjie ingery het, na 'n week toe besef hy maar hierdie kar begin bietjie vuil wys, en jy kan nie 'n nuwe kar hê wat vuil is nie. So hy besef toe hy moet hom was. Nou hy kry toe daar die lap reg en hemme reg, en hy kyk so vir hierdie storie en hy dink, ek kan nie so 'n kar ry en homself was nie. Ek weet nie of jy dieselfde probleem het nie, maar hy besef net, kyk, die ou golfietjie kon ek self was, maar hierdie kar moet na 'n car wash toe gaan, en hy besluit om die kar na die car wash toe te vat. Hy het nog nooit 'n kar deur die car wash gevat nie, en hy kom maar aan, en dis rollers, en 'n skuim, en dis alles, en hy sit hier binne in die kar, maar hy is so opgewonde soos 'n kind op 'n merry-go-round. Ek meen, hy kan nie glo nie, al hierdie goeds besig om hom te gebeur, en dis skuim, en dis water, en dis rollers, en op 'n stadium besef hy, maar hierdie rollers draai so vinnig in die rondte, krap hulle nie sy kar nie. En hy dink, hy gaan net die venster so skreefietjie oopmaak, om net te voel of hierdie goed daarom lekker sag is. True story, regtig gebeur. En wat hy besef is die elektriese vensters, maar hy gaan hom net so vinnig druk. En dan gaan hy net so klein bietjie oop gaan, en dan kan hy sy vingers uitsteek om te voel of die goed nie sy kar krap nie. En so het hy hom toe so vinnig gedruk. En soos julle weet, is daai goed outomaties gestel as jy hom so vinnig druk. Okay, so nou is dit water, dis rollers hier in die gesig. En so kry hy uiteindelik die knoppie en hy maak hom toe, maar soos hy besig is om toe te maak, besef hy, maar hy gaan nou hierdie roller vasknyp in die venster as hy hom toemaak. Die goeie nuus is dat die rollers het nie sy kar gekrap nie. Maar die water in die kar kon hy nie uithou nie. Maak nie saak hoe hy probeer het om die water uit te hou nie. Dit het sy hele kar oorspoel. Ek sal liewers nie vir julle sê wie my vriend is nie. Partykeer in ons lewens probeer ons ook die water by te hou. Probeer ons ook die sonde uithou. Maar iewers langs die pad deurdring die sonde jou menswees. En kom heers dood in jou lewe. Romeine hoofstuk 5 gaan aan en dan kom hy op 'n stadium en hy sê die dood het geheers, en dan kom hy 'n paar versies later en hy sê want ten gevolge van die misdaad van een het die dood geheers deur die een. As gevolg van die misdaad van een kom die dood en die dood heers. Die dood kom vat heerskappy oor. Sneeuwwitjie is dood. Stikkend. En baie keer is dit die siklus in ons lewens, ons stik, ons maak droog, en dan probeer ons lewe kompartimentaliseer, en jy kry jou wiggie uit, en jy sê, wel okay, ek het daai ou wiggie gemis, maar ek het dan nog so 'n paar ander wat vir my gaan. Of ons sê, okay, wag, my lewe is 'n massive gemors, maar moenie worry nie, ek's in die kerk. Ons kan nog appearances ophou. Maar die dood heers. Sneeuwwitjie is dood. Die dwergies se hart is gebreek. Maar net soos wat die sprokie nie daar eindig nie, eindig die skrif ook nie met die gedagte dat die dood heers nie. Sien ons redder kom. Ons redder kom, ons held arriveer en hier's wat ons held kom doen, die res van Romeine 5 vers 17, want ten gevolge van die misdaad van die een, het die dood geheers. Veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Sien, Christus het gekom, en hy sê, weet jy wat, ja, die dood het
alles deurdring. Die water is oral en alles is nat. Maar ek het gekom om sodat jy kan heers in elke faset, in elke komponent, in elke wiegie van jou lewe, het ek gekom om herstel te bring, om weer heelheid te bring. Die prins verskyn op die toneel en die prins maak die glaskus oop en hy buig oor en hy soen vir Sneeuwwitjie op die mond en in 'n oomblik word sy lewendig en staan sy op en leef sy saam met haar prins. Jou redder op 'n wit perd het gekom, hy het jou kom soek, hy het jou kom haal, want sy begeerte is om herstel te bring in jou lewe. Hy kom maak dit weer alles reg. Maak nie saak hoe stikkend jy vanoggend is nie. Maak nie saak hoe seer jy dalk beleef nie. Dit maak nie saak hoe ver jy dalk voel van die Here af in hierdie oomblik nie. Dalk is jy op 'n plek wat jy die stikkend so beleef. Of dalk het jy al opgegee op daai ding wat jou soveel keer het jy al probeer om dit agter jou te sit. Maar elke keer, jy het jou maar net weer kom breek. Hy wil kom en hy wil herstel bring in jou lewe. Saggeus is 'n stikkende mens. Roem het hom beet gekry. En in 'n poging om meer aansien te hê in die gemeenskap en by die Romeinse regering het hy al hoe slinkser geword in sy maniere om geld te maak by die ander. Die rande is vir ou Saggeus baie belangrik, waarmee hy ry, waar hy bly, hoe dit lyk, wat hy eet, wat hy doen. Is so belangrik dat hy oor ander mense geloop het om daarby uit te kom. Maar nou is ou Saggeus stikkend, want alhoewel hy sy lewe in stukke opgedeel het, en gesê het, weet jy, ten minste by die Romeinse regering is ek alright, en ten minste het ek baie geld, alles hierdie daai en die volgende probleem. Is Saggeus stikkend. En dan hoor Saggeus dat Jesus na sy dorpie toe kom, en ons stel die storie op in Lukas hoofstuk 19 en vers 3, en dit sê, en hy het probeer om Jesus te sien. Saggeus se groot begeerte is om Jesus te siene te kry. Hy wou sien wie hy was. Maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. Nou ek het al baie gehoor van 'n loaded question, maar hierdie is 'n loaded versie. Want kyk gou vir 'n oomblik wat Lukas vir ons skryf. Hy sê nommer 1, Saggeus wil vir Jesus sien, maar daar's 'n skare wat hom verhoed. Wat is die skare wat jou verhoed? Wat is die skare wat tussen jou staan en Jesus sien? Ek is so oortuig in my gees dat daar mense vandag is wat in soveel opsigte geval het, in soveel opsigte gebrokenheid beleef het, dat jy vanoggend wil die Here sien, maar jy sukkel om hom te sien. Daar's 'n skare tussen jou en hom. Jy weet hy's daar. Maar jy kry hom nie te sien nie. Want hierdie skare goed, hierdie skare moeilikheid, hierdie skare nonsens, hierdie skare droogmaak, hierdie skare foute is tussen jou en hom, en maak nie saak hoe graag jy hom wil sien nie, jy kry hom net nie te sien nie. Sien wat die tweede sin sê, ou Saggeus was 'n klein persoon gewees. En as dit sê Saggeus was 'n klein persoon, dan is dit nie net 'n verwysing na Saggeus as 'n fisiese statuur wat 'n klein persoontjie was nie. Dis nie net dat hy dieselfde probleme as Johan het nie. En ek verwys nou nie die feit dat hy nie hare het nie. Johan, ek besef dit gebeur my ook. Dis hoekom ek nou maar 'n grappie maak terwyl ek kan. Feit van die saak is dat Saggeus is nie net klein van persoon nie, maar dis 'n loaded stelling. Hy voel te klein as persoon. Ek ken 'n paar ouens wat hierdie klein mannetjie syndroom het, wat hierdie klein persoon moeilikheid het. En ek verwys nie na enigiemand se fisiese statuur nie. Ek verwys na ouens wat sê ek voel te klein in myself om Jesus te sien. En nou probeer ek maar opmaak vir die te klein voel in myself, nou maak ek op met al hierdie ander maniere, ek maak op met al hierdie ander pogings om bietjie groter te kan voel, om bietjie beter te kan voel oor myself. Ek probeer in al hierdie ander segmente opmaak vir dit wat ek te klein voel in myself, want ek weet hoe droog ek gemaak het.
Maak nie saak hoe in stukke ek my lewe probeer deel nie, die stikkend bly heers. Saggeus gee egter nie op nie. Sê in vers 4, en hy het vooruit gehardloop in 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy hom, Jesus, kon sien. Want hy sou daarlangs verbygaan, en toe Jesus by die plek kom, kyk hy op, en sien hy hom, en sê vir hom, is die eerste keer in Saggeus se lewe, wat iemand opgekyk het na hom. Dit was 'n grappie. Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. En hy maak toe gou, en hy klim af, en het vir hom met blydskap ontvang, en toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Fascinating. Hierdie man wat sy lewe in sy kompartemente opgedeel gehad het, toe hy skielik sê, maar Jesus, kom in my huis in, kom in my lewe in, kom maak jouself tuis by my, toe sê almal, ag, wat maak Jesus nou daar? Hoekom bring hy Jesus nou hier in? En miskien bevind jy jouself op 'n plek wat jy weet, as jy Jesus sou toelaat by die werk, as jy Jesus sou toelaat daar waar jy en die manne uitgaan, sal hulle dalk na jou kyk en sê, wat het nou met jou gebeur? Waar val jy nou uit? Sien, maar dis juis hoekom Jesus gekom het. Jesus sluit hierdie storie af vir sy stelling. Hy sê in vers 10, want die Seun van die Mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Hy het gekom om te soek en te red, nie al die areas in jou lewe wat jy vanoggend onder beheer is en oral waar jy okay is nie. Hy het gekom om te soek daar waar jy nie okay is nie. Daai stikkende gedeeltes van jou lewe, hy het dit kom soek. Hy wil daar kom heers, daar waar die dood in jou lewe heers, daar wil hy sy tuiste kom maak, hy wil herstel kom bring. Ons ridder op 'n wit perd het gekom, hy het ons gesoek. En hy het gekom om ons te herstel. Hoekom? Want sy begeerte is dat ons sal heel wees. Sy begeerte is dat ons sal heel wees. Hy het gekom vir ons redding. Die Hebreëse woordjie vir redding is die woordjie shalom. Dit beteken heelheid, volheid, completeness. Hy wil jou kom heel maak, elke faset van wie jy is, wil hy weer aan mekaar kom sit. Jesus het nooit gekom om 'n godsdiens te kom vestig op die aarde nie. Hy het nie besluit dat daar's een te min Trivial Pursuit wiggetjie in ons lewens nie. Hy wil net nog eenetjie bybring namens godsdiens, en dan kan jy godsdiens in plek kry, en dan is jy right. Nee, Jesus het gekom om jou hele lewe te kom skoonmaak, te kom skoonwas, te kom heel maak, en hy het gekom sodat jy in hierdie lewe kan heers. Heers oor finansies, heers oor roem, heers oor verhoudings, heers in elke faset van jou menswees. Dis wat Jesus kom doen het. Nie nog 'n blokkie bysit nie, maar hy het gekom om jou te kom heel maak. Hebreërs hoofstuk 4, vers 2, skryf die Hebreërs skrywer, en hy skryf hierdie gedagte, hy sê, for indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. The word which they heard did not profit them, not being mixed with faith. Sien, die ding wat hulle nie gedoen het nie, is hulle het nie die woord, die waarheid, gemeng met geloof nie. Wat's geloof? Geloof is om te reageer op wat God sê. Dis om te sê, dis wat die Here sê, dis wat Jesus kom doen het, ek reageer in geloof op sy woord, ek doen iets aan wat die Here gesê het. Hulle het dit nie kom vermeng nie. So my woord, not having mixed it with faith. Hulle het nooit gekom en hulle lewens kom vermeng met die waarheid en die realiteit van wat Jesus vir hulle kom doen het nie. Hulle het dit 'n privaat saak gehou, hulle het die verskillende komponente gehoor, hulle het gehoor van die waarheid, hulle het al die verskillende kante en die argumente en die waarheid en die storie van Jesus is vir hulle vertel. Al die komponente was daar. Die ding is net dat die komponente is nooit met mekaar
vermeng nie. Sien, ons is so goed hiermee. My geloof is 'n privaat saak vir 'n Sondag. Maar jy meng nie geloof en werk nie. Jy moet nou nie jou geloof kom vermeng met hoe jy met jou pelle praat oor die politiek van die land of die vrou wat verbystap nie. Sien, en as jy dit nie meng nie, het dit geen waarde nie. Want die waarde van die geloof kom in die vermenging van ons lewens. Kom in die vermenging van die verskillende komponente wat by mekaar kom en ons wat by die plek kom wat ons besef dat ons met ons geloof in Jesus Christus nie in een of ander segmentjie los wat dit daar op sy eie alleen moet ons godsdienstsegmentjie aan die gang hou nie. Maar die krag van die evangelie is as ons geloof in Jesus Christus kom vermeng met elke faset, elke komponent, elke stukkie van ons bestaan, elke stukkie van ons mensdom. Sien, genade is nie 'n verskoning vir daai ding wat jy nie reg kry nie. Dis nie wat genade is nie. God se genade is nie vir daai area wat jy weet jy maar nog bietjie droog maak en jy weet jy nie lekker bykom nie. Daai verhoudingkie wat jy bietjie te veel in flirt of daai gewoontetjie wat jy weet nie die Here se hart vir jou is nie. Genade is nie God wat kom en sê ag, dis oukei nie. Genade is nie een of ander verskoning vir die dorings in ons vlees nie. Nee, genade is die krag van God tot die uitfaseer, tot die uitsorteer van elke faset van jou lewe. Genade is die krag van God tot heilig leef in elke komponent van jou lewe. Dis God se vermoë in jou lewe om heelheid te bring in jou hele lewe. Dis genade. Nie 'n verskoning om maar een kompartement op sy te sit nie. Koffie is die antwoord. 'n Latte is 'n amazing ding. Jy het die skuim bo, waar die melk is gevolg van sy toegang tot meer suurstof, 'n natuurlike soetigheidjie kry. En dan het jy die bitterlaagie koffie, waar die koffie regtig lekker bitter is, en dan onder dit kom die melk se romerigheid wat aan die onderkant lê, en wat gebeur is, elkeen van hierdie komponente is alright op eie. Maar die heerlikheid lê in die vermenging van die komponente, soos wat jy die glas oortilt, en jy proe so 'n bietjie van daai, en jy meng die bietjie room met 'n bietjie koffie, en 'n bietjie melk, en dis 'n goeie plek om amen te sê. Is dit nie tyd dat jy jou geloof vermeng met elke komponent van jou lewe nie? Is dit nie tyd dat jy kom en sê, Here, hierdie kompartemente, hierdie mure kom vandag af. Hierdie skeidings kom vandag tot 'n einde. Ek wil die profit, ek wil die voordeel van die woord in elke faset van my lewe, in elke komponent, in elke wiggie van my Trivial Pursuit wielietjie, wil ek die voordeel van die heerskappy van Jesus Christus beleef. Sien, want sy gedagte vir jou is happy ever after. God se droom oor jou lewe is 'n happy ever after. Vergewe die Engels, maar ek moes die haas maak werk. Sprokies eindig altyd op met hierdie gedagte van happy ever after. En ek weet nie of jy al soos ek gevoel het nie, maar partykeer lees ek vir my kinders 'n sprokie aan die einde van die dag, en wat gebeur het deur die loop van die dag is, ek het die lewe beleef. Ek het die lewe met al sy moeilikheid en sy nonsens en sy seer en sy stikkend ervaar. En dan het ek gejaag om by die huis te kom, om net deur 'n ete te kom, om die kinders in die bed te probeer kry. En dan was dit 'n lang dag, en dan sit ons en dan lees ons die sprokie, en terwyl ons die sprokie lees, kom ons dan by die laaste stukkie, en dit sê, and they lived happily ever after. Ek weet nie of dit al met jou gebeur het, dat daar so 'n stukkie in jou wil opstaan, wat sê, kom ek verduidelik net vir jou, dit werk nie regtig so nie. Nou ek besef, die sprokie gaan hulle nie laat slaap nie, ek gaan hulle ook wakker hou vir die nag, maar daar's so 'n stukkie in my wat wil sê, die happy ever after gedagte. Maar soos ek toe nou tyd hier op spandeer, besef ek, maar weet julle wat?
Die sprokie eindig nie en sê die draak het nie teruggekom nie. Die sprokie eindig nie en sê al die slegte goed het ophou gebeur nie. Al wat die sprokie mee eindig, is die sprokie eindig met die prins en die prinses bymekaar. En dan sê hy, and they lived happily ever after. Sien, as Jesus sy woning by jou kom maak en jy vermeng jou geloof met elke faset van jou lewe, dan beteken dit nie die stikkend hou op nie. Nee, dis nie die afwesigheid van stikkend wat ons happy ever after is nie. Dis die teenwoordigheid van Christus in elke stukkie stikkend wat die volheid bring, wat die heelheid bring, wat die heerskappy bring oor die sonde en die stikkend en die seer in jou lewe. Hy het gekom om vir ons te kom wys as mens dat God heelheid in gedagte het. Tops, julle kan vorentoe kom. En dit is my so mooi op 'n stadium. Korintiërs skryf Paulus en hy in Hebreërs skryf wie ook al Hebreërs geskryf het en hy sê hierdie in vers 4. Hoofstuk 4, vers 15, hy sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Sien, ons aanbid nie 'n God wat nie die kompleksiteit en die seer en die stikkend van hierdie wêreld verstaan nie. Hy was 'n mens soos ons, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. Wat doen genade? Genade help ons in die versoekings van die lewe. Ek weet nie wat jou versoekings is nie. Ek weet nie wat jou segmente is nie. Ek weet nie waar jy stikkend beleef en waar stikkend regeer in jou lewe nie, maar ek weet waarom genade te vind by die een wat soos ons versoek is, die genade te vind by die een wat soos ons verwerping en stikkend en seer en versoeking beleef het en op elke manier soos ons versoek is, maar in elke manier oorkom het en nou sy genade beskikbaar maak vir jou vryheid in elke segment van jou lewe. Ek sluit af met 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat jy dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Daar is vanoggend vir jou uitkoms. Uitkoms uit die versoeking uit wat jy vashou. Uitkoms uit die gebroke lewe wat jy probeer leef. Uitkoms uit die dubbele lewe wat jy leef. Uitkoms uit die weghardloop en die wegsteek van daai ding wat jou hart dalk so stikkend en so seer het. Daar is vanoggend uitkoms. Want hy het gekom sodat jy kan stukke beter wees. Hy het gekom om al die stukke van jou lewe weer heel te kom maak. Wil jy nie vanoggend hom toelaat om inspraak te kom lewer nie? Wil jy nie vanoggend kom en sê, Here, hier is ek, hier is my hele lewe, hier is elke komponent, elke stukkie van wie ek is, elke segment wat ek uitgesit het, Here, bring ek voor U. Here, wil U die heelheid bring. Here, ek kan nie op my eie wen nie, maar ek kan oorgee nie, en U het reeds oorwin. Die sonde en die dood hoef nie oor jou lewe te heers nie. Dit hoef nie in een segment vashou op jou te hê nie. Jy hoef nie 'n ou sondetjie te hê nie. Jy hoef nie 'n ou komponentjie te hê waar die sonde nog heers in jou lewe nie. Jy kan vanoggend die vryheid en die heerskappy van Christus beleef oor elke faset van jou lewe. Wil jy nie jouself bring nie? Here God,
heelmaker, redder, held op 'n wit perd, koning, verlosser, heelheid. Die een wat te lief is vir ons om ons te los waar ons is. Jesus Christus sal hier vanoggend kom en deur die Heilige Gees soos ons lewens voor U kom plaas. Here, sal U ons stikkindheid kom vervang met U heelheid. Soos ons U woord, U waarheid en die afgehandelde werk vermeng met elke faset van ons bestaan. Dankie, Here.